Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Week 9. Ons het van Dierokaster vroegoggend gery na Benje toe. Ons het seker so 2-3 km voor Benje het ons 'n baie lekker kampplek gekry waar ons op die rivier gestaan het. Tussen die klippe is daar so 'n paar gate waar ons kon gesit het. Water is regtig warm nie, maar dit was so warm buitekant gewees dat ons baie lekker daar gestaan het. Ja, ons het toe op ons fietsies geklim, gery na die Benje Thermal Pools toe. Ons nou nie eintlik so baie warm nie, so 29 grade, maar ons het baie lekker geswem want dit is buitekant verskriklik warm gewees. Mooiste Ottoman brug daar gekry, lekker foto's geneem en toe besluit, ag nee, ons gaan nog 'n aand bly, toe ry ons nader na die poele toe, sodat ons nie al die pad fiets hoef te ry soontoe nie en toe gaan kamp ons sommer nog 'n aand daarso en swem die hele dag. Ja, die tweede dag was ook baie besonder geweest. Ons het lekker gekamp, gaan swem, daar was heel wat mense geweest, maar die middag was daar 'n groot donderstorm geweest en toe die rivier afgekom en ons het besluit om die volgende oggend maar vroeg weer te ry. Ons is toe Permetto. Permetto is sommer 'n klein dorpie naby Benje. Bietjie daar rondgeloop, nuwe voorrade gekoop. Hulle het 'n baie groot, mooi, impressive klip daar gekyk en toe weer verder in die pad geval verby Tepelien met sy mooi waters en tot by Albanica wyn. Ja, Albanica is so 'n wynmaker net so buitekant Kolonie. Ons het die wynmaker ontmoet, ou wat baie lank in Europa en in Engeland was en nou terug is in Albanië en sy eie wyn maak en olyfolie en sommer lekker daar in sy restaurant gekuier en 'n paar tradisionele disse geëet. Ja, dit was 'n heerlike dag, 'n pragtige sonsondergang. En die volgende oggend is ons toe Berat toe. Berat was ook baie spesiaal geweest. Ons het gekamp so 'n hele entjie van die kasteel of die fort daarbo. Maar ons het genoeg tyd gehad om eers in die ou dorp rond te loop die aand, die liggies bietjie te kyk, die verskillende moskeeë, voordat ons die volgende oggend weer met die fietsse opgery het en van bo af gaan kyk het hoe lyk dit daar by die kasteel. Ja, Berat se ander naam is City of 1000 Windows. Jy sal sien op die foto's al die ruitjies aan die beide kante lyk dieselfde. Dit lyk soos duisende venstertjies. En baie interessant, die een kant is die moslemkant, die ander kant die christenkant. Veronderstel om 'n spieelbeeld van mekaar te wees. Nie heeltemal nie, maar baie dieselfde. En 'n plek met 'n baie interessante geskiedenis. Ja, ons het ook daar 'n bietjie meer agtergekom van die Albaniëse kultuur. Baie restaurante waar daar net mans toegelaat is. Die vrouens sien jy maar min. Tot so 7 uur in die aand, as dinge bietjie koeler raak, dan kom die vrouens en die kinders en almal loop op die promenade rond. Seker tot so 10 uur toe is die hele dorp in die strate en dan raak dit weer stil. Ja, nou die mans en die vrouens loop nie saam rond nie. Groepies mans, hulle kuier saam. Groepies vrouens, hulle kuier saam. Baie min dat jy sien gesinne loop saam en kuier in hierdie tradisionele plekke. Ja, van daar het ons toe gery na Tirana toe, wat 'n baie groot stad is. Ons het net so voor die stad het ons gesien daar's 'n mall en ons het eendag van die mall af staanplek gekry by 'n ou in sy erf. En ons kon daarvan af na die mall toe gaan en heerlik daar rondgeloop. Nie veel gekoop behalwe kos nie, maar hulle het ook 'n plek waar ons lekker kon geëet het. In Tirana het ons onder andere hulle famous piramide besoek. Dit is eintlik maar net so mensgemaakte stel trappe. Niks impressive nie. Ons het op daar geloop, weer afgeloop, honderde trappies.
in die snikhete dag, was tog interessant geweest. Nou, Tirana is heeltemal anders as die res van Albanië wat ons gesien het. Baie moderne geboue. Dit lyk asof die argitekte daar met al hulle kreatiewe idees rondspeel en al hierdie eienaardige geboue en vorms bymekaar gooi. Ja, Tirana was die eerste plek waar ons gesien het dat jy iets anders te mag aantrek as wit of swart. Dis 'n regtig kleurvolle stad. Baie interessant, ook baie geskiedenis. Ons het, soos Amanda sê, by die piramide rondgeloop en ook hierso die muur wat julle sien waar agter die kommuniste die ouens ondervraat en 'n klomp mense daar gemartel het. Daar's natuurlik oor die hele Albanië en ook in Tirana baie bomskuilings wat ons ook kon afgegaan het en gaan kyk het hoe lyk dit. Van die plekke is bietjie gerestaureer, maar baie van hulle is heeltemal verwaarloos. Dit is lyk maar net soos 'n stuk konkreet wat daar bo op die grond geplant is. Ja, nee, Tirana is vol geskiedenis. Ja, deel van die geskiedenis is baie oorloë waarin hierdie mense betrokke was en mens kry koue rillings in 'n gebou soos hierdie, want hulle lees die een naam na die ander uit wat dood is in hierdie oorlog en dan besef 'n mens hoeveel mense geraak is deur besluite van politici om nie in vrede saam te leef nie. As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Ja, ons het ons besoek aan Tirana afgesluit deur die middag laat weer met die fietsse al om die meer te gaan ry en 'n baie mooi sonsondergang. So dit was vir ons nogal 'n lekker verrykende ervaring. Ons gaan nou eers groet. So ons hoop dit was vir julle lekker om die video te kyk en dan sien julle weer volgende week.